om 'n geskenk te koop vir die een wie jy eintlik moet haat, om iets mooi te sê vir iemand eerder as om hom te vervloek. Die antwoord, alles in jou roep uit en sê, dis nie reg nie, dis nie regverdig nie. En dis net hier, waar ons by hierdie baie belangrike saak kom. Ons moet kom op 'n plek, dat ons nou moet bepaal, hoe ernstig ek en jy in ons godsdienst is of nie. Hoe belangrik dit vir my en vir jou is om kind van God te wees of nie. Want jy sien, die ware Christen sal altyd streef om te doen wat reg is, ongeag of hy daarna voel, en of hy nie daarna voel nie. Baie van ons moet nog so bietjie hierdie geestelike leer klim om daarby uit te kom. Jy handel nie op jou gevoel nie. Jy handel op wat reg is. Om die regte ding te doen, is nie altyd die ding wat my op daai oomblik goed laat. Miskien kan ek dit help hierdie eenvoudige illustrasie as ons 'n modeltreintjie hier het. En ons sit 'n engine daai kant wat daai kant toe trek en ons sit 'n engine daai kant wat daai kant toe trek. Twee engines wat nie teenoorgestelde rigtings trek. Kom ons noem hierdie een engine gevoel en ons noem die ander engine aksies, my handeling, my gedrag. Wil ek vir jou vra in jou lewe, watter engine trek die hardste? Dis hartseer om te sê, maar tuig om die engine van ons gevoelens meegesleep te word. Omdat ek bitter voel, tree ek bitter op. En dis waarom dit so moeilik is om in krisistye God gehoorsaam te wees. Want jy sien baie dinge wat die Here van ons verwag, druis juis in teen die gevoelens wat ons op hierdie stadium hê jou vyande lief, sê hy. Maar hoe voel ek? Ek sê weer, ek voel of ek sy nek wil omdraai. Maar die Christen handel nie op sy gevoelens nie. Hy handel op en hy rig sy aksies in volgens Bybelse opdragte. Miskien het ons 'n baie goeie Bybelse voorbeeld in die vorm van Jesus Christus self. Wat sê Johannes 3 vers 16? So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. God het lief gehad, daarom gee God. Maar kan ek jou vra, kan jy jou indink hoe God in sy hart moes? Het hy van blydskap rondgespring daar in die hemel, toe hy sien dat sy seun Jesus wreedaardig aan 'n kruis sterf en onregverdig sterf? Het hy bly gevoel daaroor? Verseker nie. Verseker nie. Want wat dink jy sou gebeur as God daai dag toe Jesus sterf? As God in die hemel volgens sy gevoelens gehandel het? Ons sou vernietig gewees het. So die regte ding is om te handel wat God sê jy moet doen, ongeag jou gevoelens. En wat ons dan in die reël ervaar, is dat wanneer ek begin handel, begin hierdie gevoelens van my ook verander. En dis mos wat Jesus nou vir 'n gemeente sê, wat sy eerste liefde verlaat het, gemeente van Efese. Hy sê vir hom, dis 'n wonderlike gemeente, maar ek het dit teen jou, jy het jou eerste liefde verlaat, jou gevoel vir my is nie meer daar nie. Nou sê die Here 3 dinge. Hy sê, dink terug, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Nommer 2, en bekeer jou. Nommer 3, en doen die eerste werke. Begin weer handel. En dis wanneer ek weer begin doen, dat hierdie gevoel weer gaan en verander. Aksies lei en gevoelens volg. Nou waar kom daai goeie gevoel vandaan? In Jesus toe hy aan die kruis sterf. Wat was lekker? Wat 'n wonderlike emosie was daaraan verbonde. Kom ek gee vir jou. Toe ek en jy Jesus as verlosser van ons lewe aangeneem het, het dit die hart van God bly gemaak. So nou kom die gevoel, baie jare na die aksie. Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons hierdie woorde, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra en die skande verag het. As Jesus onregverdige behandeling, sou hy waarskynlik gesê, ek wil nie hiermee aangaan nie. Maar hy hou sy oë gerig op die eindproduk, die vreugde wat hom voorgehou is. En dus, wat ek en jy moet doen. Jy sien, die vreugde het na die kruis gevolg. Dit het nie voor of tydens die kruis gekom nie. En net so gaan ons goeie gevoelens later volg, as dit uit korrekte handelinge spruit. Hoe gebeur dit?
Vergeld jy goed vir kwaad? Draai jy die spreekwoordelike ander wang en loop die tweede myl saam? Bid jy vir hulle wat jou so ondraaglik seer gemaak het? Laat jy soos God toe, dat die seëninge wat oor jou pad kom, laat val op regverdiges, sowel as onregverdiges, soos sy woord sê? Of gun jy niks vir hulle teenoor jou oortree het nie? Is jy 'n seën of 'n vloek vir ander? Maar ek voel nie so nie. Vergeet die gevoel. Werk op die aksie skryf en die gevoel sal volg. En as jy sê, ek kry swaar, my verstand wil dit nie verstaan nie, ek voel regtig nie so nie, dan wil ek vir jou sê, baie welkom in die wêreld van disippelskap. Want jy kan dit nie doen, as jy nog so heel is in jouself nie. Jesus het by herhaling gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Maar 'n laaste ding, in hierdie hele proses van onregverdige behandeling, weet een ding, jy en ek is nog steeds die groter skuldenaar. Kan jy die storie onthou wat Jesus vertel in Matteus 18 van die man wat aan die koning 10 miljoen rand geskuld het en hy kon nie betaal nie en die koning skryf dit af en hier gaan hy na iemand anders toe wat aan en hy wou dit nie afskryf nie? En die betekenis van daai gelykenis gaan ons oor vergifnis. Het gaan nie oor skuld nie. Dat die Here sê, luister, die 10 miljoen rand sondeskuld wat jou en my hel toe sou vat, het die Here Jesus vir ons kom wegvat. Nou sê hy, daai onregverdige ding wat mense aan jou doen, dis die 20 rande. Vat dit weg. Jy bly nog steeds die grootste skuldenaar. Wat ander in jou gedoen het, hoor nou mooi, hoe hartseer dit is, hoe onregverdig is, wat ander mense aan jou gedoen het, is nie 'n fraksie van wat jy deur jou sonde aan Jesus Christus gedoen het nie. Dis jou sonde en my sonde wat hom aan die kruis laat sterf het. So ek en jy bly nog skuldenaar. En dis waarom die Here Jesus nou in Matteus 5 vir ons iets probeer vertel. En hy sê, julle is die lig van die wêreld. As daai bedryf wat ons 'n gloeilamp noem, duisternis sou uitstraal, dan gaan dit helder oordag in hierdie vertrek donker word, want daai duisternis uit. Maar, nee, hy's 'n gloeilamp, hy straal lig uit. En dis waarom dit duisternis rondom hierdie kerkgebou vanaand is, maar daai lig verdryf die duisternis. Dis wat lig doen, dis sy funksie. Hoe kry die lig dit reg? Hoor nou mooi, omdat hy so anders is as die duisternis. Hy is die teenoorgestelde van die duisternis, daarom kry dit reg. En as die Here nou vir jou sê, jy's lig van die, gaan jy alleen die duisternis hierdie wêreld voorkeer, as jy anders is, anders optree as die wêreld. Dan gaan hy aan, julle is die sout van die aarde. Sout word 'n stukkie vleis ingewerk om die bederf te kry, en hy kry na 'n paar weke biltong. Maar as ek nie die sout is, dit vrot hy binne 2 dae. Nou kom as die wêreld so verrot, omdat kinders van die Here se sout nie meer in hierdie wêreld word. Nou sê vers 16 van Matteus 5, die skriflesing, laat julle lig so skyn voor die mense, dat die mense julle goeie werke sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. En kom ons raak nou prakties om hierdie diens mee af te sluit. Jesus kom in die gedeelte wat ons gelees het in vers 38. En hy sê, julle het gehoor, oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Nou, dit was 'n klein greepie uit die wet van Moses, wat in Levitikus baie verder gaan. Daar staan oog vir oog, 'n tand vir 'n tand, brandwond vir brandwond, kwesplek vir kwesplek, hou vir hou. Dis wat die wet van Moses gesê het. Nou die Fariseërs hierdie hele ding kom nek omdraai. En wat het die wet van Moses bedoel? Alweer is dat God nie regtig mense met wraak toevertrou nie. Want jy sien, as jy my in die gesig slaan, gaan ek jou keel afsny. En God sê, nee, dit kan ons nie so werk nie. Kan nie so werk nie. Daar's 'n regsbeginsel in die wet van Moses ingebou. Dit word vandag nog eerbiedig, die lex talionis beginsel. Dit beteken eenvoudig dat daar 'n gelyke straf moet kom vir 'n bepaalde oortreding. En dat die straf en die oortreding ten minste gelykwaardig aan mekaar moet wees. Dis die seers in Jesus se tyd en ook baie van ons dit totaal uit verband uitgeruk en sê, man, as hy my gou sal ek hom teruggou. Nou sê Jesus, nee. Dis wat die wet van Moses sê. Maar julle, ek het mos nou net vir julle gesê, julle is lig en sout.
Julle is kinders van my koninkryk. So julle moet nou anders optree om 'n impak te maak. En nou sê hy 'n paar dinge. Hy sê, maar ek sê vir julle, dat julle slegte, maar as iemand jou op die regterwang slaan, wat beteken dit? Ek meen, as ek jou gaan klap, gaan ek jou mos op die linkerwang tref. So hierdie dinge het niks met 'n klap op die wang te doen nie. Om jou op die regterwang te kan tref, moet ek jou so met die agterkant van my hand vee, en dan beledig ek jou. Die slaaf in die Ou Testamentiese tyd het gesê, meneer, kloof my rug met 'n sambok oop, nie, dan vat jy aan my waardigheid, en ek het die reg op menswaardige behandeling. In Suid-Afrika het ons 'n wet van menseregte. Jy kan in die grondwetlike en die konstitusionele hof jou reg gaan afdwing, en jy gaan regkom. Maar God sê, hoorie, dis nie die wêreld. Maar jy is mos nou 'n kind van my koninkryk. Jy behoort mos nou aan 'n ander koninkryk, ek is jou koning. Jy gaan mos nou dinge aan, moet mos nou anders optree. Daarom is jy lig en daarom is jy sout. Nou sê hy, hoor nou mooi, as iemand jou op die regterwang staan, as jy jou klap en jou waardigheid van jou wegvat, en jy die reg het om dit te gaan verdedig, dan sê God, gee daai reg op, terwille van my, draai dan ook die ander wang. Kan jy sien? God sê in hierdie wêreld moet jy jou regte opgee, sodat deur daardie handeling jou lig kan uitstraal die wêreld kan maak. Want as jy gaan terugslaan, dan sê jy, ag, jy is net soos die wêreld, wat 'n impak het jy dan? Hy gaan aan, hy sê tweede ding, hy sê, vers 40, gereg wil gaan, en jou onderkleed wil neem. Wat beteken dit? Vandag mag hulle daarom nie jou klere van jou lyf afverkoop, of selfs jou kos uit jou kas verkoop nie. Al het jy skuld gemaak en jy kan dit nie betaal nie. Maar in die Bybelse tyd kon hulle jou klere van jou lyf afverkoop. Nou het hierdie ou skuld aangaan, hy kon nie betaal nie. Nou kom hulle en skryf sy klere op. Maar weet jy wat hy tereg gehad? As hulle sy onderkleed van sy lyf afverkoop, het hy reg gehad om sy boekleed terug te hou. Dit was reg. Nou sê die Here, as iemand met jou na die gereg gaan en jou onderkleed wil neem, en jy die reg het om jou boekleed terug te hou, laat kleed kry. Gee jou reg op, terwille van die koning aan wie se koninkryk jy behoort, sodat jy 'n impak kan maak in hierdie wêreld, dan gaan jou lig lig en jou sout wees. Maar hy kom in die derde plek, en dis vers 41, en hy sê, en elkeen wat van jou 1 myl afdwing. Wat beteken dit? Die Jode het mos daardie tyd geleef onder die Romeinse bewind, en dit was 'n nare keiser wat aan bewind was, wat die kinders van die Here letterlik die wêreld vir hulle moeilik gemaak het. Nou sê hy, as iemand van jou 1 myl afdwing, nou 'n Romeinse soldaat het die reg gehad om enige Joodse burgerlike op te kommandeer om sy kiet 'n myl ver te dra. En die Jood mag nie weier nie. Hy moet maar daai kiet op sy stap vir daai myl. Maar weet jy wat? As hy daai myl die laaste tree gegee, dan het hy die reg om neer te sit en sê, nee, 'n half tree verder nie. Nou sê die Here, as iemand van jou 1 myl afdwing, en jy die reg het om te sê, nee, 'n tree verder nie. Hoor, loop met hom 'n tweede myl saam. Gee jou reg op. Want jy sien dis in daardie soort optrede wat daar kom in hierdie wêreld. By 'n ander geleentheid, ek weet nie of dit hier is nie, die illustrasie gebruik van hierdie jong boer wat vir baie jare 'n plaas gehuur het en het hierdie plaas werklik opgebou na 'n pragtspogplaas toe. Toe wil hy die plaas koop. En het aan die eienaar 'n aanbod gemaak om hierdie plaas te koop en afgesê en dis wat gemaak het dat hy soveel in hierdie plaas ingedruk het. Maar toe die kooptransaksie moes deurgaan, toe bel hy eienaar en hy sê, ek is jammer, ek kan nie meer die plaas aan jou verkoop nie. My seun gaan trou en hy moet eintlik die plaas kry. En hierdie jong boer wat hierdie plaas so goed opgebou het, het so kwaad geword en so verbitterd geword, dat hy daai nag gegaan het en alle onkruidsaad wat hom gaan en op daai lande gesaai, dat dit net 'n woestynny is. En toe hierdie onkruid begin opkom, en hy besig was om nou maar sy trek by mekaar te maak, om weg te gaan, toe bel die eienaar hom weer, hy sê, weet jy wat? Hy sê, my kind se troue het deur die mat geval, kom teken, jy kan nou maar die plaas kry. En weet jy wat, die eienaar kon nie verstaan, dat hierdie man gesê het, o Here, wat 'n dwaas was ek. Want toe hy besef, nou moet hy gaan oes, die saad van onkruid wat hy gesaai het, toe besef hy, ek het dwaas gehandel. Ek wil vir jou vra, moenie so
dwaas handel nie. Al poog ons hoe om gelyk te breek, verdig behandel word, sal die resultaat in jou lewe dieselfde wees as die in daai huurder. Aan die einde van die dag gaan jy uitroep, ag Here, wat 'n dwaas was ek nie. Jy het nie begin gesing, blye versekering, Jesus is myn. Nou wil ek vir jou vra, is dit so? Nie hier in die kerk nie. Leef jy dit uit, daar in die wêreld? En om 'n verskil te gaan maak. En jy mag dalk sê, ag, asseblief, hoe kan ek 'n verskil in hierdie donker, duister wêreld maak? Hoe donkerder is, hoe helderder kan jou lig skyn. Daar was 'n man, en hiermee sluit ek af, wat 'n sekere tyd van Amerika, wanneer hierdie stervisse by hulle duisendtalle miljoene uitspoel om in die strand te gaan vrek, het daar 'n jong man strand toe gegaan en hy het gehardloop, en het hierdie stervisse gevat en hulle een teruggegooi. En nie teen Saterdagoggend toe hy nou dit vir die dag wou doen, toe is daar 'n ou man op die bank wat vir hom sê, jong man, ek hou jou al 'n hele week lank dop. Jy kom hier voor werk, hier's miljoene wat uitvloei en uitspoel en sterf, en jy kom om hulle een terug te gooi. Dis jy gaan nooit regkom nie. Daar's geen verskil wat jy kan maak nie. En hierdie man het net vir 'n oomblik moedeloos begin word. En hy kyk na die sterfes in sy hand, en hy kyk na die miljoene wat vrek, en hy kyk na hy oom. En met groot geweld vat hy daai sterfes, en hy slinger hom terug in die see. En toe hy hom terugslinger, toe sê hy, oom, vir hierdie is dit die moeite werd. En oom, vir hierdie wat ek kan kry is, ek kan niks aan die miljoen wat ek wel kan bykom, is dit meer as die moeite werd. Nou wil ek vir jou sê, jy kan 'n groter impak maak as wat jy dink. Begin deur God se beginsels uit te lewe. Laat jou lig skyn, laat jou sout die bederf gaan teewerk, en jy gaan sien wat om jou gaan gebeur. Onthou dit, as jy onregverdig behandel word. Amen. Dierbare Here, U het met ons kom praat, en ons wil vir U sê, dankie vir U woord, maar ons weet, dis nie maklik nie. Maar nooit het U beloof, dit gaan maklik wees nie. U het ons geroep om 'n verskil te kom maak. U het ons geroep om 'n verandering in hierdie wêreld teweeg te bring, sodat ons lig waarlik lig, en ons sout waarlik sout sal wees. Amen.